Jacobus sê, ek moet hom net reg vashou. In my ou lewe was dit soos 'n mens 'n brandewynbottel vasgehou het. Ek wil net sê, die storie van vanmôre is die storie van 'n perfekte pa, dis ek daai. En sy verlore seun, dis Daan, daar. So perfek, soos 'n vrot aardappel onder in 'n sak aardappels. Het julle dit al beleef? Daar's iewers 'n reuk, maar die Vader weet waar kom dit vandaan. Dit lyk so mooi, maak die pak oop, hier lê al die mooi aardappels hierbo. Maar Vader, die stank is groot. En niemand weet waar die stank vandaan kom nie. So perfek is hierdie pa, regte fariseer en 'n skrifgeleerde. Hy het alles reg gedoen. Hy het al die teorie agter mekaar gehad, skoolhoof, leier in die kerk. Maar iewers was daar 'n reuk. En niemand het altyd geweet waar kom dit vandaan nie. Maar ek het geweet. En ek het uitgevind. En miskien is ons storie vanmôre dalk ook jou storie. En ek wil vra dat jy vanmôre, net so tussen hakies, ek sien hier's 'n baie jonger geslag wat vanmôre hier by mekaar is by die tweede diens. By die eerste diens was daar 'n hele klomp grys koppe. Nou ek het 'n teorie, dis waarskynlik die prostaat wat jou vroeg wakker maak, en terwyl jy nou op is, dan kom jy sommer kerk toe. Maar dit lyk my, hier's nou 'n bietjie 'n jonger klompie vanmôre, so ons sal nou die boodskap kan aanpas daan, om by hulle te pas. Maar ek wil hê, jy moet jouself plot, jy moet gaan kyk, waar pas jy vandag in hierdie storie in? Waar is die plekke waar jy kan leer uit ons vrot aardappelfoute? En wat kan jy doen om 'n verskil te maak aan jou nageslag? En waar moet jy dalk gaan verskoning vra? En waar kan jy gaan regmaak waar dit nodig is? Partykeer moet jy dalk as party van die rolspelers al in die graf is, net jouself vergewe en ander mense vryspreek wat foute in jou lewe gemaak het, sodat jy kan vrykom. En soos met alles, perfekte pa, perfekte skoolhoof, perfekte leier in die kerk, vrot aardappel, slegte reuk. As alles goed gaan, en almal luister na hierdie ou wat alles weet, en almal is in plek, en hulle is so soldaatjies om jou tafel, niks nodig om aanpassings te maak nie. Maar my maat, laat jou vrou net daai appel vir jou bring en jy begin aan hom eet. En laat Adam en Eva daai eerste flater maak, dan begin alles deur mekaar raak. Dan lyk dit nader soos Gaza en sekere dele van Amerika. En dan skielik wil almal gryp na die kontrak by die werk. Die kontrak sê dit en dit, maar meneer, jy's nou uit lyn uit. Kom ons pas die wet toe. En as die kind begin droog maak, dan sê ons, maar ek het jou nie so geleer nie. Kom ons pas die wet toe. En hier is die ding, nee, 'n tiener. Ons storie gaan oor die tiener, maar dit is eintlik die storie van almal van ons se lewe oral in die samelewing. 'n Opstandige tiener binne in jou huis is kompleks, maar jy sal sien, dis ook hanteerbaar. Dis eintlik 'n adolescent wat net soek na sy eie onafhanklikheid en sy eie identiteit. En ek sien hierdie goed as 'n pa, en ek sien dit as 'n woedende pa, sien ek dit as opstandigheid, ek sien dit as iemand wat my wil teëgaan, iemand wat die orde van my huis wil versteur. En dan sê ek verloor beheer oor my kinders. Uit frustrasie en woede tree ek op. Ek voel hulpeloos. Ek het sekere verwagtinge van my kinders gehad en nou skok hulle my in die proses. En die aardappel begin sy reuk sterk afgee, want ek gryp na die kontrak, ek gryp na die wet, ek gryp soos die fariseërs en die skrifgeleerdes na die letter van die wet, en daar's geen lewe in die letter van die wet nie. Hier is ons boodskap.
En ek wil vir julle sê, 'n huisgesin is so 'n geslote omgewing, so 'n lekker veilige omgewing vir 'n pa. Want as daar 'n reuk is, gaan niemand buite kan dit weet nie. Hulle gaan net die mooi aardappeltjies sien. Gaan jy sê, ja, mooi glimlag ons op 'n Sondagoggend in die kerk. Sien hoe kragtig is hierdie ou by die werk. Ja. Maar die reuk hang daar by die huis rond. Niemand weet wat in die huis aan. Dis so 'n posisie van mag en autoriteit. Niemand gaan jou tot verantwoording roep nie. Dis net die kleuterskooljuffrou wat presies weet wat in jou huis aangaan. Vra vir haar, sy sal vir jou sê. Nou Annette, ons hoor elke dag haar stories by die skool. Ouers moet haarself meet aan hierdie ding. Jy kan die krag en die mag van die huishouding gebruik, of jy kan dit misbruik. En hier is die ding. Jesus, en dis die lyn, dis 'n lyn wat reg deur ons storie loop. Baie keer het ons hom misgekyk, ek het hom misgekyk, maar Jesus is die storielyn wat uiteindelik alles bymekaar moet hou. En hy was die voorbeeld, hy het die wet kom vervul, deur met al die slegte mense, met hulle foute, kontak te maak en hulle lewens te verander uit liefde en uit warmte en nie uit vrees nie. En hier is die skrifgedeelte wat ek met julle wil deel, uit 1 Johannes 4 vers 18. En hierin is baie want wat in die huis kan skeefloop? As alles goed gaan, no problem. Die oortreding kom, en hier is die spanning, hier is die moeilikheid, hier is die woedende pa, hier is die ou wat sy voet neersit en sê, tot hier toe nie verder nie. Maar hier is die antwoord. Gryp ek na die wet en die lat, of doen ek dit soos wat Jesus vir ons sê? Volmaakte liefde het nie 'n plek vir vrees nie. Volmaakte dissipline het nie 'n plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Hier is die geheim van dissipline, krisis by die werk, krisis in die familie, krisis in die huwelik. Geen vrees in liefde nie. Hoe kan ek daai uitdaging met my rebelse tiener hanteer, sonder dat vrees vashou? Luister na wat hierdie ou skryf oor dit. Hy sê, die een wat 'n manier vind om in liefde te dissiplineer, sal ewige resultate hê. Diegene wat deur vrees dissiplineer, sal net 'n gevoel van sukses hê. Shame. As die vrees weg is, het jy geen resultate behaal nie. Maar as jy uit liefde reageer, gaan jy alles hê. In elke gesprek in die huisgesin moet daar eenheid wees, want as pa en ma verskil van mekaar, dan is daar moeilikheid. Want daai kind kom tussen pa en ma in en sê, maar pa het so gedoen, nee, ma het so, en so manipuleer ons weg tot 'n stoute, oormatig stoute kind. As pa en ma kan saamstem oor 'n saak, en oor dissipline, en oor liefde en dissipline, no problem. As hulle nie saamstem nie, wat is nodig? Konsensus. So hoe gaan ons konsensus kry? Nie waar die kind, dis konteks. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Hoekom sê ons vir jou, jy moenie jou vinger binne in daai plek druk nie. Want ons hou nie van biltong nie, ons hou nie van die reuk van gaar vleis nie. Ons moet konteks skep vir daai kind. Ons moet sorg dat daai kind weet, hoekom doen ons dit? En ons moet konteks skep tussen ons, pa en ma, met saamstem. Ons moet konsensus bereik. Anders werk dit nie. Laerskoolfase, dood eenvoudig. As jy nie tyd skep om jou kind se hart te wen nie, as jy nie aktiwiteite saam met jou kind doen nie, wil ek vir jou sê, jy gaan jou kind verloor. En ander mense gaan die skrip in jou kind se hart skryf. Die juffrou, die meneer, die maatjie se pa en ma, hulle gaan skryf. As jy nie tyd maak vir jou laerskoolkind nie, dan verloor jy hom al vroeg in sy lewe.
En dan kom die hoërskoolfase, julle, en hier is die ding, gaan lees maar oor die verskillende ouerfases wat 'n mens moet gaan toepas. Jy kan nie dieselfde tipe ouerskap toepas in die kleuterskoolfase wat jy in die hoërskoolfase toepas nie. As jy daar nie aanpassings maak nie, gaan gebeur wat tussen my en Daan gebeur het, wat julle die storie nou gaan hoor. Hoërskool, kom ek langs my kind in. Hoe reageer ek as ek my kind vir die eerste keer vang met pornografie? Ek het jou gevang. Ek is jou polisieman. Ek het gesoek tot ek het jou. Jy het pornografie gekyk. Nee, my seun. Ek is jou pa. Ek sien die probleem. Dis 'n samelewingsverskynsel. Jy's nie die enigste ou wat met hierdie krisis sit nie. Kom ek vertel jou, hoe kan 'n mens ontslaa raak daarvan? Want pa moes ook ontslaa raak van sy pornografie in sy lewe. Hoor jy hom? Waarskynlik sit jy met daai probleem in jou huisgesin. Jy sit waarskynlik, ek het al geleer, as ons optree op plekke, groot persentasie. Nee my seun, kom ons sit saam en ons gaan kyk na hierdie probleem. Hoe reageer ek as ek my kind vir die eerste keer sien rook? Hoe het ek reageer toe Daan vir die eerste keer na drank geruik het, toe ek hom by 'n partytjie gehaal het in graad 10? Ek het amper die kar omgegooi, my vrou was by, die taal wat ek gebruik het, was nie 'n skoolhoof of 'n kerkraadslid se taal nie. En ek was kwaad vir Koos, want Koos is besig om my kind te steel, dis sy beste pel, en sy pa is lief vir Daan meer as wat ek is, hy koop vir hom drank, en ek nie. Drank word nie in my huis toegelaat nie, want in my huis kom daar nie so ek sê wat onder my dak moet gebeur en niemand anders nie, ook nie Koos nie, hy kom nie in my huis nie. En ek vloek vir Koos, wat hierdie kant van my in die afgrond in. Hoe tree ek op, as ek my kind vir die eerste keer met drank vang, met rook vang? Hoe tree ek op as ek my kind vir die eerste keer met pornografie vang? Of gebruik ek dit as 'n geleentheid om te sê, kom hier. Hy het my gehelp, Daan, kom staan nie my seun. Hy het my gehelp, om die tweede enetjie, die kleintjie nou, hy is nou die grootste, reg groot te maak. Hy het my gewaarsku en gesê, pa, moenie met hom ook maak soos met my nie. Moenie dieselfde foute maak as met my nie. Maak reg wat jy verkeerd gemaak het. Bemagtig jou kind, anders gaan dit tot 'n baie groot ontploffing lei. Terwyl jy besig is om die regte ding te doen, is hierdie ou besig om planne in sy kop te maak. En te sê, in hierdie huis wil ek nie meer wees nie. Jy dink jy's reg, papa. Ek wil vanmôre vir jou sê, as alles reg lyk, gaan ryk net of daar nie dalk 'n reuk onder uit daai sak uitkom in jou huis nie. Gaan ryk net of jy nie dalk besig is om jou kind, jou invloed op jou kind weg te teken vir iemand anders nie. Toe verskyn Koos, sy beste pel. En ek het hom gewaarsku, jy moenie met Koos en sy paale vriende maak nie. Hulle gaan jou in die afgrond inlei. Koos is nie goeie nuus vir jou nie. Moenie met... Ja, hy het gesê, moenie vir Koos luister, ek gaan jou afgrond inlei, wat hy nie geweet het nie, as drank daaronder. Dan gaan ek maar. Ek weet nie, ken julle die storie van Abraham? Die Here het mos vir hom gesê om sy kind gaan offer. Toe doen hy dit sonder om te blik of te bloos, maar is eenvoudig. Sy seun was 'n tiener op daai stadium. So dit was baie maklik. Ek dink hy was hartseer toe hom gestop het, maar as jy na my en my broer kyk, soos langs mekaar staan, dan kan jy sien watter een is meer geslaan. Ek is meer geswel en die swelling sak nog. Ek hou van hierdie ysbaddens wat hulle deesdae adverteer. Dit help nogal. En dan gaan eet ons ontbyt. So, toe ek groot geword het in hierdie fantastiese aardappel
So, hy het nog 'n aardappel produce, maar hy het skoolhoof gewees by die skool, maar dan sy ook skoolhoof by die huis. Ek het nie 'n pa gehad as 'n tiener nie, en ek het gerebelleer teen 'n skoolhoof en nie teen my pa nie. Ek het gerebelleer teen elke ding wat hy my geleer het, want ek het nie gehou van die ou, wie hy is nie. Dit was eintlik 'n noodkreet van binne af, ek het nie eens geweet wat om daarvan te maak nie, en nou Koos en sy huisgesin, sy paal het my verstaan, hulle het gedink my grappies is snaaks, hulle het my iets gegee om te drink as ek dors is, iets gegee om te rook as ek my longe hande geklap het, en daar was net 'n losbandigheid in daai huis, wat ek so van gehou het, op daai stadium, net om vir my pa te wys, ek sê jou wys, wat losbandigheid. En in daai paar hoërskooljare het ek iets geleer van 'n wêreld wat ek nie geken het nie. En ek was, maar die groot ding, en ek dink dit is iets wat 'n ou moet onthou as 'n ouer, is daai ouers het 'n plek geskep waar hulle kinders onvoorwaardelik welkom was. Al was dit 'n gesin wat die Here dien, sou ek dit nog steeds aanvaar het, want daar was aanvaarding. Ongelukkig, as die Here iets mooi neersit, dan sit die duiwel ook iets neer, wat net soos die ander een lyk, met 'n paar twists. En dan byt ons aan daai een, want ons sondige natuur trek soontoe, soos 'n magneet. As jy Christus nie het nie, dan trek jy soos 'n magneet heeltyd na die verkeerde ding toe. En julle weet waarvan ek praat, hier is nie een van ons wat perfek is, behalwe hy nie. En I'm getting there. En die vyand het heeltyd 'n leuen kom neersit, en ek het dit geëet so soetkoek, want ek het nie konteks gehad van dit nie. Die konteks van die liefde wat hulle vir ons gegee het, was onaanvaarbaar, maar die duplikaat wat die vyand kom neersit het, was aanvaarbaar. So die leuen was makliker om te verteer as die waarheid, want die waarheid het nie gekom met liefde nie. Jy sien, my pa het net nou iets amazing gesê, dat die fariseërs was so reg, hulle die waarheid gekruisig. Dis die verskil. So hoe reg wil jy wees? My paal was so reg, ek het die waarheid gaan kruisig. En so 'n bietjie moeilik gewees vir hulle. Hy is 70. Hey, weet. Ek sê hier na in die kleedkamer kry. Kom ek sê net vir julle, breekbaar is die woord. Daai situasie wat geskep is deur 'n perfekte pa en 'n kind wat aanvaarding soek by iemand anders, breekbaar. En dis waar die moeilikheid kom. So sy hoërskool, daar was een van vryheid by iemand anders se huis. Ek het die reg, ek en Elna het die reg tot sy hart weggeteken aan Gert se ouers, want hulle het hom onvoorwaardelik aanvaar, en ons het gesê, onder hierdie dak, my reëls, as jy nie dit onder my voorwaardes wil doen nie, totsiens. En toe gaan totsiens hy. En toe, wat gebeur? Hy het klaar die sommetjies gemaak in die hoërskool daar. Al hoe verder van ons af weggekwyn, al hoe meer aanvaarding by hierdie wêreld gekry. Ons, wat eintlik nou die blink aardappeltjies moes wees, was toe al die tyd die vrot aardappeltjies, en die reuk was so erg, dat hy uiteindelik bepaal het, ek gaan nie in hierdie huis bly nie. Inteendeel, ek wil nie gevind word nie, ek gaan na 'n ander land toe, ek gaan Engeland toe, en sy hoofdoelwit in Engeland was om Engeland leeg te drink. Hy het dit amper reg gekry, maar het nou weer herstel van daai tekort aan alkohol. Dan verlaat sy ouerhuis om nooit weer terug te kom nie.
Besef ons dit? Nee, nie dadelik nie. Ons kon leer by ander mense, ons het nie. Ons kon luister na die stem van die Here as ons stil geword het, ons het nie. Pa, hoekom luister jy nie? As jy nie luister nie, gaan jy uit pyn leer. En ek en Elna het uit pyn geleer vir 6 volle maande. Toe hy land in Engeland, toe bel ek hom. Toe ek sy kry, toe bel ek hom. Toe sê hy, as jy nou jou eerste salaris kry, dan moet jy nou wys werk met jou geld. Jy moet so maak, en jy moet so maak, en jy moet so maak. En toe's daar 'n venstertjie wat so kan oopmaak op die trein, en ek het toe die selfoon soos 'n frisbee by die trein uitgegooi. En ek het besluit ek gaan nooit weer terug gaan Suid-Afrika toe nie. My paale is iets van die verlede. En ons het vir 6 maande het ons nie met mekaar gepraat nie. In daai tyd rebelleer ek soveel as wat ek kan, so hard as wat ek kan, maar ek is uit onder die wetfabriek uit. Die wetfabriek is daar in Suid-Afrika, in Engeland is daar nie wette nie, daar is die briek in die papa. Dit is lekker. Wie was al in Engeland? Julle moet bekeer. Hulle verstaan dit, ek hoop nie, hulle verstaan dit nie, maar daar raak alles in my fondasie rebelleer ek teen. Elke kans te kry, gaan ek max. Nou as jy gebou is soos 'n brand, en jy's in Engeland, en die verkeerde ouens leer jou ken, dan begin hulle jou gebruik vir die verkeerde ding ook. So ek het vinnig betrokke geraak by drank, sigarette en dames, en later dwelms, en diefstal, en geweld, en ongelukkig, bende betrokkenheid, dit is ook deel van die ding gewees. Een van die ouens wat nou in die kerk sit, sy seun was saam met my in daai tyd, en hy was ook in lewensgevaar as gevolg van wat ons aangevang het, daarso, en toe het ons gevlug, somme na 'n ander plek toe. Ons moes vlug, want ons lewens was in gevaar, so dit het regtig heeltemal hand uitgeruk. En in dit alles, was daar een oggend is daar 'n sneeustorm. Nou die wat nou al in Engeland was en weet hoe lyk 'n sneeustorm, sal weet dat hierdie is eintlik onmoontlik. Ons het venstertjies in ons kamer gehad, omtrent so groot soos hierdie wifi versterkers, hierdie wit boksies wat julle hierso sien. En hy kon nie oopmaak nie. Nou ek weet nie wie van die ma's kan getuig, as jy in 'n tiener se kamer instap, die reukie. Nou as jy daai klein venstertjie nie kan oopmaak nie. Alright, ek gaan nie verder in daai prentjie teken nie, maar dis 'n verskriklike prentjie in die kamer. En in die middel van die sneeustorm breek die son deur en hy skyn op my reistas. En my reistas het 'n boek in. Nou alwaarvoor bladsye op daai stadium goed was vir 'n roulie. Nee, nie vir lees nie. Ek het nie gehou van lees op daai stadium nie, so ek het nie geweet wat maak 'n boek in my reistas nie. Ek het uit my reistas uitgeleef vir 'n paar maande. En my ma het 'n boek onder in die reistas ingeglip. En die boek se titel was As God saamgaan. Ek dink, wat maak die ding hier? Ek is vir all intents and purposes op daai stadium 'n ateïs. 'n Dierbare persoon naby aan ons verloor in die dood, lang storie. Ek het die Here heeltemal verwerp, want die gesant van God in die huis wat my groot gemaak het, daar kan nie 'n God wees nie. It's not possible. Love is not real. En ek kry die boek. En uit pure nuuskierigheid wil ek kyk wat staan daarin vir daai datum. Ek is verras dat ek die datum geweet het. En ek gaan na die datum toe. En in daai stukkie is daar so 5 sinne wat pinpoint wat gaan in my lewe aan. Jy dink die Here ken jou nie. Jy dink hy weet nie dat jy jou werk verloor het nie. Ek het my werk 2 dae voor dit verloor want ek het naar geword op my bestuurder. Jy dink die Here weet nie van jou verslawing nie. Jy dink die Here weet nie van jou finansiële toestand nie. Jy dink die Here weet nie van jou verlies van 'n nabye nie. Net so, in 5 sinnetjies, som die Here alles wat binne en daarin aangaan op.
En ek vat daai boek en ek gooi hom so deur die kamer. Die blaaie so skiet. En ek skree op die Here. Ek sê, waar was jy toe ek jou nodig gehad het? Nou kom jy. Is te laat. En toe wys ek hom. Toe gaan ek in 5de rad in. En 'n paar maande gaan verby. Ek bly in 'n plek met die naam Henley-on-Thames. Nou die wat al in Engeland was van julle in Henley-on-Thames? Dis een van die mooiste dorpies in Engeland. Dis beautiful. En in daai dorp het die Here in sy voorsiening 'n kerk gaan neersit in daai dorpie met 'n groot klok. Wat as hy op 'n Sondagoggend lui, maak hy jou babbelas seer. Dit was verskriklik. Ek het nooit verstaan hoekom hulle so vroeg die klok lui nie. Maar elke keer as ek daai klok hoor lui in daai stilte van Henley, dan is dit asof die Here sê, kom. En ek stap daai dag in die kerk in. Is baie soos hier. Ek moet sê, julle het 'n great community hierso. Julle groet mekaar, julle is vriendelik, julle gesels, julle kuier, so beautiful. En ek stap in die kerk in en ek sien dit gebeur in Henley en ek glip in die agterste ry in die kerk in voor die diens begin en ek sien hoe groet almal mekaar en almal is vriendelik en ons vreugde en ons vrede. En die duiwel kom sit langs my en hy sê, sien jy, selfs in sy huis sien niemand jou raak nie. Want niemand het my gegroet nie, niemand het my gepraat nie, ek sou ook nie. En voor die diens begin staan ek op en ek glip uit die kerk uit. Want ek's nie welkom daar nie. Jy sien, elke keer as die Here iets mooi neersit, dan kom sit die duiwel iets lelik neer, wat soos dit lyk, maar net anders proe. Ek stap uit daai kerk uit en ek weet nie of dit hartseer of depressie of 'n mengsel van en al daai goeters, maar ek gaan dieper in die goeters in waar ons ingaan en die self-destruction word net meer en meer en meer. Intussen in Suid-Afrika beleef my paal iets heeltemal anderster. As jy jou kind verloor in 'n motorongeluk of van kanker afstaan aan die dood en is fataal en finaal, kan jy begin met 'n helingsproses en die Here daarvoor vertrou. Maar as jou kind nog leef, maar jy het hom verloor, beleef jy 'n ander soort pyn, want jy besef, jy's aandadig aan wat hier gebeur het. Jy's aandadig aan die dood van 'n kind wat in 'n ander kontinent sy vrede gevind het. Vrede. Wat kan ons doen? Ek en my vrou, ons het nie geleer uit die stem van die Here nie. Ons het nie geleer by ander mense se foute nie. Ons het geleer uit ons eie pyn uit. Trane gestort, op ons knieë gestaan en gesmeek, Here, gee net ons het geen kontak gehad nie. Daar sit Maurits hulle seun Tian, was saam met Daan in Engeland. Gelukkig het hy nie heeltemal die pad byster geraak, soos ons seun nie. Julle het 'n baie beter job as ons gedoen, Maurits. En ons kon deur Tian, hoor, hy leef nog, vir 6 maande, is jou kind dood, hy's weg. Jy is die moordenaar, jou kind is dood. Nou ons het gesmeek en gesê, Here, asseblief, asseblief, asseblief. En toe op 'n stadium, wat het jou laat besluit om ons te kontak? So ons was by die werk gewees en een van die ander Suid-Afrikaners saam met ons werk kry 'n oproep. Sy pa's dood. Hy moet terugkom Suid-Afrika toe. Yes, en ek staan daar en ek hoor dit en ek sien sy reaksie. En ek dink, as my laaste woorde aan my pa was wat dit was, en iemand bel my nou en sê my pa's dood. Hoe sal dit uitspeel? En ek besluit ek gaan nie daai kans vat nie, ek gaan my pa bel. En ek bel. Hulle weet obviously, dis nie, die selfoon was nog nie naaste by waar dit nou is nie, dis al 20 jaar terug. En my ma antwoord die foon,
sy het 'n reaksie, ek het 'n reaksie, sy roep hom, en toe huil ons vir mekaar 15 minute oor die foon. Het julle dit al gehoor? Klink of die lyn breek so nou en dan. En ek besef net, we need to fix this. Ek weet nie eers hoe nie, ek weet nie waar om te begin nie, en hulle is net bly ek bel. My ma sê, my pa het grys geword in 6 maande. Stap in die middag, net daar in die agtererf, en bid. My seun, waar is my seun? My verlore seun. Ja, en ons hoor, hy kom kuier. En ek en Elna besluit, Lietjie, tie a yellow ribbon round the old oak tree. Die storie agter dit, gaan lees dit, is 'n man wat in die tronk was, waarskynlik, wat vir sy vrou of sy geliefde 'n brief geskryf het en gesê het, ek kom met 'n bus, ek kom deur die dorp waar jy bly. As jy wil hê ek moet terugkom, sit 'n geel strikkie in die akkerboom. As daar 'n strikkie is, dan weet ek klim af. As daar niks is nie, ry ek verby en ons sien mekaar nooit weer nie. En toe het sy 'n klomp strikke in daai boom gesit. Bome. En ek en Elna besluit, dis is it. Ons gaan seker maak, hy gaan nie hier verby nie. Nou klim ons nie, met... Dit was 'n doodloopstraat, ek kon nie. Ja, wel. En aan die ander kant was 'n begrafplaas. Yeah. Maar in elk geval, ek en Elna klim boom. En ons klim op met ons lyfies tot bo in die boom. En ons sit geel strikkies, daai hele boom op die hoek by ons huis is vol geel strikkies. Ons het skrape en pyne gehad, maar die strikkies was daar. Ons maak 'n banier wat omtrent so breed is soos hierdie verhoog. Ons maak hom tussen 2 bome vas aan die einde van die pad. Wat staan, welkom DP, Daan Philip, DP, welkom DP. Wow, ons wil net nie hy moet hier verby gaan nie. Min wetende, dat hy dag, hierdie is 'n verwelkoming vir die Demokratiese Party wat daai dag, hy weet nie eers wat beteken hierdie geel stukkies nie, hy het nie 'n konteks, hy het nie 'n koekenklou nie. En hier kom die ding, uit ons pyn, wat was die krag wat transformasie teweeggebring het tussen ons? Wat het gemaak, laat ons 2 keer gaan dink het, 10 keer gaan dink het, 1000 keer gesmeek het op ons knieë. En ek wil vir julle sê, hierdie raak nie net my en Daan se verhouding nie. Dit raak elkeen van julle in julle huwelik, in julle verhouding met julle werkmense by die werk, by die skool tussen maats, met jou juffrou, met jou meneer, jy as juffrou of meneer het met jou kinders, jy as baas by die werk met jou werkers. Hier lê die sleutel en is weer gesetel in 'n persoon. Ons het nou oor hom gesing. Titus 3, vers 3. Ons was almal dom. Ons was almal verkeerd. Ons het simpel opgetree, stubborn disobedience. We were led astray as slaves. In elke situasie, in my en my vrou se situasie met ons seun, we were led astray deur die wet wat vir ons niks kon doen nie. En toe kom the extraordinary compassion of God, our Savior, Jesus Christ. His overpowering love suddenly appeared in person as the brightness of a dawning day. He came to save us. Die persoon Jesus verskyn, soos hy aan Saggeus, die slegte vrou by die put, soos hy verskyn het aan die moordenaar aan die kruis, nie met veroordeling nie, maar met sy sagte liefde, kom hy en hy kom sê, hier is ek. En ek en Elna kan daai verteenwoordiging doen met hierdie seun van ons wat terugkom. En dan gee hy vir ons, he washes us with a rebirth.
And we are made completely new by the Holy Spirit, whom He splashes over us richly. Dit doen hy vir ons as ons vol sonde is, om ons gereed te maak vir die hemel. Hy doen dit ook, daai redding beteken ook in jou persoonlike lewe, in jou verhoudingslewe, in jou werkslewe. Hy kom daai foolishness met sy liefde herstel, en hy kom maak dit gesond. Ja, so, ek wil 'n jaar vooruit gaan, so ek gaan toe terug Engeland toe, ek is nog 10 maande in Engeland, kom terug, en toe ek by die huis kom, ontmoet ek 2 aliens. Kan ek jou in die rede val sonder aggressie? Ag, okay. Ons het vir hom gesê, seun, kom net huis toe. Jy kan vir Koos en sy family, al jou dronkmaats, almal wat boom rook, almal by ons huis kom ontvang. Ons deure staan oop. Men dit nooit weer weggaan nie. Bly asseblief in ons huis. Jy kan maak in ons huis net wat jy wil. Kom bly net in ons huis. Kom doen al die goed wat jy nooit kon doen nie, en kom doen dit net in ons huis. Ons sal net te dankbaar wees, juist daar. Ja, so my ma het boom geklim, ek het boom gerook. So dit is wat hulle sê toe ek terugkom van Engeland af. Nou wat dink jy, wat doen 'n 20-jarige met so 'n leefstyl? Hy gaan oukie doukie. Kom ek wys julle hoe werk 'n partytjie. En ek besluit, I will put that to the test. En ek sien hierdie 2 aliens, hulle is anders. Hier is skielik 'n liefde, dis 10-to-1 fake. Hier's vergifnis en aanvaarding, dis 10-to-1 fake. Ek gaan bietjie sy knoppies druk, en dan kyk ek wanneer kom jy houe. It's coming. Hierdie keer is ek net reg daarvoor. Wel, het ek gedink. In 'n geval, ek begin die partytjies reël. Mense, dit is woes. Erg. Hier 2:00 die oggend, lang storie kort, sit ek 'n stoel voor die agterdeur en ek wag vir my pa om by die deur uit te kom. Want ek weet Jason Bond gaan nou deur daai deur kom. En dan gaan ons almal verjaar, links en regs. En hy kom nie. Sit die musiek harder. Hy kom nie. Ons raas meer, snyf meer, rook meer. Niks gebeur nie. So 3:30 toe jaag ek hulle self huis toe. Sê ek, nee, hierdie is boring, gaan huis toe. Totsiens. En op pad in, onthou ek, hoe stap ek verby 'n tafel en ek vat my arm en ek stoot al die glase van die tafel af, laat dit so breek. En ek dink hulle kan dit skoonmaak. Net vir 'n bietjie ekstra, jy weet, effek. En ek gaan klim in die bed en ek slaap. 11:00 die volgende oggend word ek wakker met 'n byl in my kop. En ek stap in die gang af en alles is skoon. Alles is skoon, alles is opgemaak. En 2 ouers, hierdie 2 aliens. Hallo seun, het jy lekker gekuier? Ja, ek het. Dankie. Daar is ons vir ontbyt in die oond. OK. Seker vergiftig, maar OK. En ek het dit 'n paar keer gedoen. En hulle het nie verander nie. Toe kom ek agter, dit is reël. Hier is nie fake nie. Hier het iets regtig gebeur. En dit begin in my hart werk. Dit begin in my hart stuur. En ek besef, ek sal nie hierdie kan aanhou doen nie. Want hierdie wat ek nou doen, iets voel net vir my verkeerd. Dit voel nie reg om my ouers so te hanteer nie. Al verdien hulle dit, die aardappels. En ek begin toe uit respek uit, as ek rook, dan gaan rook ek in die parkie voor die NG Kerk. Daar, in die sirkels in Springs, wie ken Springs? As hy daai groot sirkel, nee? Petersfield sirkel. Sit ek daar in daai groot sirkel en rook ek, en kyk ek maar vir die hemele. En een aand rook ek so, en so in die helfte van my sigaret skiet ek hom weg. En ek sê, as daar 'n God is,
Want onthou nou, ek het nooit die voorbeeld gesien nie. Toe wys hulle my, wat's onvoorwaardelike liefde? Hoe veg jy teen onvoorwaardelike liefde? Jy kan nie. Spoiler alert. En hulle wys my onvoorwaardelike liefde en het doen iets in my. En ek wil weet, wat het met hulle gebeur, because I need it. Ek kan voel ek is nie reg nie. Reg nie. En ek sê vir die Here daai aand, as daar 'n God is, ek wil 'n generaal wees in jou army. Nou wag ek, daar's nie, die hemele gaan nie oop nie, niemand speel 'n harp nie, niemand sing nie, die Here verskyn nie, okay, ek gaan huis toe. En ek klim my kar en ek gaan huis toe. 2 weke later is ek vreeslik siek by die huis in die bed. En ek is hoogs oortuig daarvan, ek is besig om dood te gaan. Ek het selfs hulle probeer wakker maak. Hulle het net gesê, gaan kamer toe, ons sal nou vir jou kom bid. Jou vrot aardappel, gaan kamer toe. En 11:00 die aand, onthou ek, sê ek, want dit is die laaste resort, sê ek, Here, of as daar 'n God is, genees my. Wys my jy's reël, genees my. In 'n split sekonde is ek gesond. En ek sit regop in die bed en ek dink, het dit nou net gebeur? Ek het nog die sweet so van my voorkop afgevee en gedink, dit is amazing. Wat het nou net gebeur? En toe is daar 'n teenwoordigheid wat in daai kamer inkom, iets wat ek nog nooit ervaar het nie. En ek onthou ek het in 'n klein balletjie onder die, wel 'n redelike klein balletjie, onder die duvet opgekrul soos 'n bang seentjie en gesê, wie ook al hierdie is, moenie my doodmaak nie, ek is jammer. Want ek het net besef, hierso is iets wat my net so kan vernietig. En my mond gaan oop en goeters begin uit my mond uitkom, woord. En ek besef, hierdie is nie my taal nie, dis te skoon en is te mooi. This is not me speaking, ek moet luister. En ek gryp 'n boek en ek begin dit neerskryf. Ek's links. Begin dit neerskryf. En ek begin dit neerskryf. En ek skryf te stadig, ek mis van dit, maar ja, dit is so mooi. En ek besef, God is besig om my te praat. Hoe verdien ek dit? Romeine 1, 2 en 3, we deserve only death, for we have transgressed against the King of Kings. En hy kom in my binnekamer in. Stikkende, vrot, verby aardappel, gemors mens. En hy kom in my kamer in en kom praat met my. Ek het later uitgevind, toe ek het vir ons jeugpastoor van daai tyd, toe begin sy vrou huil, toe sy sien wat ek geskryf het, toe sê sy, besef jy waar kom hierdie vandaan? Sê ek, nee, ek weet nie. Nie eens geweet ek kan mooi skryf nie. Toe sit hoofstukke uit Jeremia. Ek het nog nooit Jeremia gelees nie. Jy is jonk, ek sal die woord in jou mond sit. Moenie bang wees nie. Gaan en gaan vertel, gaan sê. En in Hebreërs 5 roep die Here my daai aand. Qualifications for high priesthood is die opskrif. En ek dink wel, die Here het definitief 'n sin vir humor. Laat hy my roep vir priesthood. Wat die Vader weet, beskerm die gemeentes waar ek moet ooit 'n pastoor wees. En my broer bid dit nou nog vir die kerke waar ek is. En die Here roep my tot bediening. Wat ek nie geweet het nie, is dat ek eventually 'n pastoor sal word. En ek bedien in die kerk. En ek het nou die aand gesê vir my pa, ek voel nog steeds so, ek is op plekke, ek bedien op plekke, waar ek nie moet wees nie. Hierdie. As jy dit moet vertel vir die ouens wat saam in Engeland is, dan kom past hulle net daar. Hulle sal ontplof, hulle sal dit nie glo nie. En ons staan gereeld op sulke verhoë, reg oor Suid-Afrika, en ons preek, en ons doen goeders, ons skuur skouers saam met mense, saam met wie ons nie met skouers skuur nie.
Ons beleef goeders waar ons is nie goed genoeg daarvoor nie. Maar die Here gebruik ons, want ek het een keer gesê, as daar 'n God is, ek wil jou instrument wees. As die Here dit met my kan doen, people alive, dan moet ons ophou passief wees in ons Christendom. Want as die Here my kan gebruik, kan hy julle baie beter gebruik. Dit moet ek vir julle beloof. Maar hy gebruik my want, in Romeine 8 vers 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. En die Here kom, hy raak my aan, hy raak my familie aan, en ons is al pelle vir 20 jaar. Sulke goeie pelle. Nou het ek 3 van my eie. Nou sit hy en giggel op die stoel terwyl hy hulle suiker voer. Ons sal julle daai storie oor 20 jaar kom vertel. Nou moet ek dit doen met myne. Hulle sit hier. 3 mooiste kinders in die wêreld. En die Here sê, as jy, if you would humble yourself and pray. Nee, ken julle daai skrif? I'd raise you up. Die Here sal ons oprig en hy doen en hy het. En Efesiërs sê, ek het hier neergeskryf 'n aanhaling. Embrace of a loving father destroys the embrace of Satan. Wat van as ek as 'n jong pa kon vorentoe kyk toe my kinders so groot was en gaan doen het wat Jesus gedoen het. Luister in Efesiërs 1 vers 4. As ek en jy as 'n pa die potensiaal gehad het om van die begin af Jesus se filosofie oor opvoeding toe te pas. Luister wat het hy gesê in Efesiërs 1 vers 4. Paulus. Soos hy ons, Jesus, ons, uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Hy het my uitgekies voor die grondlegging van die aarde, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hoe kan hy my so uitkies, as al die gemors wat ek aangevang het deur my lewe, nog voor lê? Wat sou gebeur het, as ek gekies het om vir Daan en vir Van Wyk, voor hulle geboorte, te kon uitverkies, om heilig en sonder gebrek te wees, ten spyte van die drank, ten spyte van die dagga, ten spyte van die oortredings, en dat ek with an end in mind na hulle kon kyk en sê, toe maar, hierdie is net 'n fase wat verbygaan. I'll embrace you with unconditional love. Ek weet waar jou eindproduk is. En vandag is dit so. Hulle is al 4 ons kinders is in die bediening, in voltydse bediening. As ek net daai prentjie kon vooruit sien, sou ons roete soveel makliker gewees het. Pappa, jy sit vandag hier, jy het die kans om my foute reg te maak. Jy weet waarheen moet jy teruggaan. Jy weet waar moet jy gaan verstel. Jy is nie meer die commander in bevel van jou gesin nie. Jy is die vader wat Jesus se liefde moet verteenwoordig in jou kinders. Jy moet gaan regmaak. Jy hoef nie in Engeland te gaan draai nie. Jy hoef nie in die boom te klim nie. Jy kan dit van vandag af regmaak. Pak daai aardappelsak uit. Haal daai vrotte uit. Was die ander af. Maak reg met jou kinders. As jou pa verkeerd opgetree het teenoor jou, vergewe hom soos my kinders vir my en vir Elna moes vergewe het. Gaan maak reg. Die eindproduk. Heilig en sonder gebrek voor hom. Heilig en sonder gebrek voor hom. Nie sonder foute nie, maar heilig en sonder gebrek deur die oë van onvoorwaardelike liefde. En ek wil hê jy met jou oë sluit. Kom ons bid saam. Ek wil net gou ietsie sê voor ons dit doen.
'n pel van my doen berading by skole. Ek het self by hoërskool gewerk as 'n dissiplinehoof die laaste paar jaar van die onderwys wat ek daar was. 'n Pel van my is ook 'n beraader. En hy praat met 'n pa en 'n seun. Ek wil hê julle moet mooi luister want hy's 'n pa wat dit moet hoor. Hierdie is nie deel van die beplanning nie. Die ou praat met die seun, my pel praat met die seun en hy sê vir hom, "Wat wil jy eendag word? Waarmee is jy goed?" En hy sê, "Jesus, ek hou van die arts, ek hou van drama en al hierdie," en hy sê hierdie kultuurgoeders wat hy van hou. En hy roep die pa aan en hy sê vir die pa, "Waarmee is jou seun goed?" En die seun sit buite. En hy sê, "My seun is goed met rugby, hy's goed met cricket, hy's goed met atletiek, dit is sy passie. Dis wat hy wil doen. Hy wil sport doen." Die seun sê iets anders. En hy roep die seun weer in en die pa, hy het hulle so geruil deur 'n lang gesprek. En hy vra vir die seun, "As jy enigiets kan word wat jy wil word, wat wil jy wees?" Dis 'n hoërskoolseun. Hy sê, "Ek wil eendag 'n selfoon wees." En hy sê, "Ek verstaan nie wat bedoel jy daarby nie." Hy sê, "Ek wil hê my pa moet my vashou." Groot bullebak van 'n seun. Ek wil hê my pa moet my vashou soos hy sy selfoon vashou. Ek wil hê my pa moet tyd met my spandeer soos wat hy tyd spandeer met sy selfoon. En die pa hardloop in die vertrek in. Pa, ma, sit die selfoon neer. Jy het lewendige mense om jou. Dis waar jou tyd moet spandeer. Dankie Here, ek het nie op hoërskool hierdie goeters gehad om mee te deel as 'n kind nie. Julle het 'n baie groter challenge. Ons almal, ek ook as pa en ma, ons het dieselfde challenges. Jou kinders soek jou tyd, hulle soek nie jou goed nie. Geld maak vir hulle niks saak nie. Jou tyd maak saak. Hulle soek dit. Gee dit. Volle aandag. Pa, wil jy blokkies bou? Nee, ja, ek wil saam met jou blokkies bou. Gaan sit op die grond saam met jou kinders en bou blokkies. It'll change their lives. Daar sal nooit 'n Engeland wees as jy dit doen nie. Nooit. Kom ons buig net ons hoofde, dan bid ons net.